In vandag se video kyk ons na nog 'n belangrike les vanuit Bosnië. En dit is iets wat baie mense onderskat wanneer hulle oor oorlog, chaos of burgerlike onrus dink. Diefstal, roof en die massiewe oordrag van rykdom wat dikwels plaasvind wanneer wet en orde ineenstort. Wanneer mense aan die Bosniese oorlog dink, fokus hulle gewoonlik op die gevegte, die etniese spanning en die humanitêre krisis. Maar navorsing oor die oorlog wys dat roof en plundering 'n baie groter rol gespeel het as wat baie mense aanvanklik besef het. In baie dorpe wat ingeneem is, het die plundering dikwels eerste gekom, voordat huise afgebrand is, voordat mense verdryf is, voordat gebiede permanent oorgeneem is. Daar was eers roof. Soldate, paramilitêre groepe en opportunistiese plunderaars het dikwels huise binnegegaan en alles geneem wat waarde gehad het. Geld, juweliersware, elektronika, meubels en huishoudelike toestelle. Wat opvallend was, is hoe georganiseerd sommige van hierdie operasies geraak het. Volgens oorlewendes en latere ondersoeke het sekere groepe reeds vooraf geweet watter huise waardevolle items bevat, deur byvoorbeeld sensusopnames. Vragmotors is ingebring om yskaste, televisies, stowe, generators en ander besittings weg te ry. Dit was nie altyd net spontane chaos nie. In baie gevalle was dit sistematies. Dorpe is een vir een geplunder. Nie net vernietig nie, leeg getrek. En na die oorlog is baie van hierdie gesteelde goedere nooit teruggegee nie. Die gevolg was nie net menslike tragedie nie, maar ook 'n enorme oordrag van rykdom. Mense het hul huise, spaargeld, besighede, toerusting, voertuie en ekonomiese toekoms verloor. Wanneer wet en orde ineenstort, raak ekonomiese opportunisme baie vinnig deel van die chaos. Dit is nie net ideologie of politiek wat mense dryf nie. Soms is dit eenvoudig die kans om te vat wat nie aan hulle behoort nie. En baie Suid-Afrikaners het reeds 'n voorsmaakie gesien van hoe vinnig dinge kan verander tydens die onrus van Julie 2021 in KwaZulu-Natal en Gauteng. Wat begin het as politieke spanning na die arrestasie van oud-president Jacob Zuma, het vinnig ontwikkel in grootskaalse plundering, brandstigting en chaos. Meer as 350 mense het gesterf. Honderde winkelsentrums en duisende besighede is beskadig of vernietig. Voedselvoorsiening en logistieke netwerke is ernstig ontwrig. Die ekonomiese skade het miljarde rande beloop. Baie gemeenskappe het gevoel hulle moes hulself beskerm omdat die reaksie van veiligheidsdienste aanvanklik onvoldoende was. Mense het buurtwagte gevorm. Private sekuriteitsmaatskappye het 'n groot rol gespeel. Gewone burgers het strate bewaak en voedselvoorrade probeer beskerm. Vir baie Suid-Afrikaners was Julie 2021 'n skok, nie omdat geweld in Suid-Afrika onbekend is nie, maar omdat dit gewys het hoe vinnig groot dele van 'n moderne samelewing kan begin afbreek wanneer wetstoepassing oorweldig word. Dit het ook iets anders gewys. Hoe vinnig plundering versprei wanneer mense sien daar is min onmiddellike gevolge. Aanvanklik was dit winkels, toe pakhuise, toe vragmotors. En uiteindelik het sommige gemeenskappe begin vrees dat woongebiede en private huise volgende kon wees, indien die situasie verder geëskaleer het. Ons het dit al in kleiner skaal gesien, rooftogte op huise, plaasaanvalle en selfs georganiseerde aanvalle op sekere voorstede. In 'n volskaalse scenario kan dit baie vinniger en wyer versprei. Die plunderaars sal beweeg na waar die rykdom is, totdat die logistiek te moeilik word. Veral in die platteland waar huise en plase ver uit mekaar lê. Nou is dit belangrik om verantwoordelik te praat oor hierdie dinge. Die doel is nie om paniek te skep of mense te mekaar op te sweep nie. Die doel is om uit geskiedenis en onlangse gebeure te leer. Want Bosnië wys dat grootskaalse roof dikwels 'n vroeë teken van groter chaos is.
Wanneer mense begin glo dat eiendom nie meer beskerm word nie, verander gedrag vinnig. En wanneer groot groepe mense ekonomies desperaat raak, raak plundering makliker om te regverdig. Nog iets wat Bosnië wys, is dat die vernietiging van ekonomiese stabiliteit dikwels deel word van konflik self. As jy 'n gemeenskap van hul besighede, voertuie, gereedskap, voedsel en infrastruktuur ontneem, maak jy dit baie moeiliker vir hulle om ooit weer vinnig te herstel. Dit is nie net oorlogvoering teen mense nie. Dit is oorlogvoering teen hul vermoë om ekonomies te oorleef. En daarom is plaaslike en nasionale netwerke soos die Suidlanders as gemeenskapssamewerking so belangrik. Baie mense in Suid-Afrika het na die 2021 onrus begin besef hoe afhanklik moderne samelewings van logistiek en voorsieningskettings geword het. Supermarkte raak vinnig leeg, brandstof raak skaars, vervoer stop, en binne dae begin normale lewe verander. Baie gemeenskappe wêreldwyd vandag fokus op plaaslike ondersteuning, noodbeplanning en gemeenskapsveiligheid, nie om konflik te soek nie, maar om voorberei te wees vir ontwrigting. Wat Suid-Afrikaners dalk uit Bosnië kan leer, is dat vrede en stabiliteit nooit vanselfsprekend aanvaar moet word nie, want wanneer chaos eers momentum kry, raak dit baie moeiliker om te beheer. Wanneer orde verdwyn, wys sommige mense hul beste kant deur hul bure te beskerm, hul gemeenskappe te help en saam te werk. Maar ander sien chaos as 'n geleentheid vir roof, magsmisbruik en selfverryking. En dit is hoekom waaksaamheid, verantwoordelike leierskap en sterk organisering so belangrik bly in enige samelewing. En miskien is die grootste les van alles nie net oor voorbereiding of veiligheid nie. Dit gaan oor karakter. Want wanneer moeilike tye kom, word die ware toestand van mense se harte openbaar. Daarom bly dit belangrik om nie net ons huise en gemeenskappe voor te berei nie, maar ook ons geloof. Soos Psalm 46 vers 2 sê, God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in hoë mate beproef. Mag ons altyd waaksaam bly, verantwoordelik optree en ons vertroue in God plaas, ongeag wat die toekoms mag bring.